Baie welkom by ons geloofswoord. Ons is die laaste tyd besig om na Matteus saam te kyk. Ons het na die eerste 10 hoofstukke al reeds saam gekyk. Ons het so 'n bietjie van 'n breek gehad met ons woordskool oor Hooglied, wat ons gehad het op Woensdag aand en wat op Donderdag op YouTube ook gelaai is. En ek hoop dat jy daarna gekyk het of nog daarna sal kyk en dit ook sal gebruik as 'n manier om sommer net dieper in God se woord in te delf. En hierdie week gaan ons nou verder. Ons gaan kyk na hoofstuk 11 van Matteus ook verder. Volgende week gaan daar weer nie 'n geloofswoord wees nie as gevolg van ons Pinkster. So ek nooi jou uit om van Maandag tot Donderdag elke aand om 7:30 vir ons Pinkster ook in te skakel. En as jy dalk hierdie gebruik as 'n Bybelstudie, waarvoor dit natuurlik bedoel is ook, om ook die Pinkster te gebruik as 'n Bybelstudie, sou jy dalk al tot by hoofstuk 11 van Matteus wees. En dan die weke daarna wat daarop volg is, het ons synode sittings. Ons is ook weg vir 'n tyd, maar ons sal dan weer die week van 15 Junie sal ons volgende geloofswoord in Matteus 12 ook hê. Baie dankie dat jy inskakel. Dankie dat jy hierdie tyd maak, hierdie tyd gee ook vir die Here, toewy aan hom om dieper sy woord ook te leer ken en spesifiek dan nou Matteus te leer ken. Hierdie reis deur die evangelies waarop ons is, om dieper nader te kom aan dit wat hy ook vir jou wil hê. Ons gaan nou na Matteus 11 saam kyk. Voordat ons so maak, kom ek bid net eers vir ons en dan kyk ons ook verder daarna saam. Here ons Here, dankie vir die wonderlike voorreg om met u woord besig te kan wees, Here. Dankie vir hierdie tyd wat u ook vir ons gee om waar ook al ons is, Here, met wat ons ook al besig is, om op hierdie manier ook by u stil te kom word. Dankie Here vir tegnologie wat dit moontlik maak. Dankie Here dat ons u woord het wat ons kan lees, Here. En dankie dat ons daaruit 'n boodskap altyd kan kry. Seën elkeen wat hoor en luister na hierdie boodskap, seën elke groep wat dalk luister hierna. En Here, mag ons vanaand ook, of vanoggend, of vanmiddag, wanneer ons ook al bymekaar is, Here, mag ons beleef wie die God is wat ons ook ken, en vir ons meer en meer van u self kom openbaar. Mag Matteus dit ook wees, wanneer ons nou daaruit saam is. Ons bid dit, ons vra dit in geen ander naam as ons God Vader, Seun, Heilige Gees nie. Amen. Nou hier in Matteus 11 lees ons van Jesus wat uiteindelik homself kom vestig, kom bewys as die een wat vir sy volgelinge ook rus bring. Te midde van twyfel, te midde van teenstand wat daar mag wees, kritiek, swaar kry, is die Here die een wat uiteindelik rus bring, die een in wie ons rus ook kan vind. En Johannes vra dan nou die vraag na Jesus se identiteit, en Jesus antwoord dan deur te sê, maar hy is daar om hoop te bring, om uiteindelik bevryding te bring, om uiteindelik dan hierdie rus te bring. En dan aan die einde die mooi, te midde van 'n klomp teenstand wat beleef word, wat Jesus self beleef, wat die boodskap van die evangelie, wat dit beleef, is die Here die een by wie ons rus en vrede kan vind. My las is lig, my juk is sag. Hierdie bevestiging wat ons ook kry in Matteus 11. So kom ons lees dit saam. Matteus 11, ons gaan die eerste gedeelte saam lees, is die langste gedeelte vir vanaand. Dan gaan ek sommer net daaroor praat en ook tyd vir jou gee om daaroor te dink, saam onder mekaar ook te praat, en saam te deel wat vir jou ook uitgestaan het. So kom ons lees saam Matteus 11 vanaf vers 2. Ons het laas Matteus 11 vers 1 saam met Matteus 10 as afsluiting gelees. Toe Johannes in die tronk verneem wat Christus alles doen, het hy sy disippels gestuur om hom te vra, is u die een wat sou kom, of moet ons iemand anders verwag? Jesus het hulle geantwoord, gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien. Blindes sien weer en verlamdes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, en aan armes word die goeie boodskap verkondig. En gelukkig is die mens wat nie aan my aanstoot neem nie. Met hulle vertrek het Jesus begin om met die skare oor Johannes te praat. Maar wat wil julle gaan sien toe julle na die woestyn uitgegaan het? 'n Riet wat deur die wind heen en weer geruk word? Maar wat wil julle dan gaan sien? 'n Man met deftige klere aan. Kyk, mense met deftige klere woon in konings se paleise. Maar wat wil julle dan gaan sien? 'n Profeet? Ja, ek verseker julle, selfs meer as 'n profeet. Hy is die een oor wie geskryf staan, kyk, ek stuur my boodskapper vir jou uit. Hy sal jou pad vir jou gereed maak. Amen, ek sê vir julle, onder diegene wat uit vroue gebore is daar niemand groter as Johannes die Doper nie. En tog is die geringste in die koninkryk van die hemele groter as hy. Maar sedert die dae van Johannes die Doper, tot nou toe, lei die koninkryk van die hemele onder geweld, en probeer geweldenaars dit in besit neem. Want al die profete en die wet, tot en met Johannes, het daaroor geprofeteer.
En as julle dit wil aanvaar, hy is Elia wat sou kom. Laat die wat ore het, luister. Maar met wie kan ek hierdie geslag vergelyk? Hulle is soos kindertjies wat op die markpleine sit en aan mekaar roep. Ons het vir julle fluit gespeel, maar julle wou nie dans nie. Ons het 'n treurlied gesing, maar julle wou nie weeklaag nie. Want Johannes het gekom en hy eet en drink nie. En hulle sê, hy is van 'n demoon besete. Die seun van die mens het gekom en hy eet en drink en hulle sê, kyk, hy is 'n vraat en 'n syplap, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Maar die wysheid word deur hierdie dade reg bewys. Matteus 11 wys uiteindelik vir ons die teenkanting uit of die verskillende reaksies wat daar uiteindelik ook was op Jesus se koninkryksbediening. Ons sien hier eerstens dat die Jode natuurlik weerstand gebied het teen Jesus se bediening. Ons sien hoe Johannes gevange geneem word en dan uit die tronk uit stuur Johannes dan van sy disippels na Jesus toe om by hom te hoor, maar is hy die een wat voorspel is hy die ware een, die regte een? En dan reageer Jesus hierop deur te sê, "Sjoe, maar ja, hier is die bewyse in Jesaja 26, Jesaja 35, die bewyse dat ek die Messias is." Jesus bevestig dus sy status, wie hy is, deur die skrif. En die mooi dan, as Johannes se disippels dan weggaan van Jesus af, dat hy dan nou eintlik Johannes bevestig as die een wat die pad voorberei, ook vir dit wat moes kom, vir die koninkryk se bediening om voor te gaan, vir Jesus se bediening om voor te gaan. Ons lees hiervan in Maleagi 3 vers 1, hierdie voorspelling wat gemaak word. Johannes se rol uiteindelik hier as Elia onderstreep sy belangrikheid, maar ook dan nou die weerstand wat hy in Jesus dan nou ook ervaar. Dit wys vir ons uit waarom die Joodse volk dan nou teenstand teen Jesus en teen Johannes dan nou bied. En dit is omdat hulle nie aan die verwagtinge wat hulle gehad het oor die Messias en dan nou oor die een wat die pad sou voorberei, wat hulle nie voldoen aan hierdie verwagtinge nie. En wat hierdie gedeelte vir ons uiteindelik ook kom wys en kom leer, is dat baie keer in hierdie lewe het ons sekere verwagtinge, maar dat ons die Here moet bly vertrou te midde van daai verwagtinge wat ons het, om homself te openbaar aan ons, en te weet as hy homself nie openbaar soos ons verwag nie, dat dit nie beteken dat dit nie hy is nie, of dat dit nie beteken dat hy nie met ons besig is nie, maar dat ons met volhard moet glo, dat hy uiteindelik ook homself vir ons sal wys, vir wie hy is. Dat hy ook binne die moeilikste van omstandighede, maar ook deur die omstandighede waarin ons sy goedheid net beleef, dat hy daarin is, en ons ook daarin lei. Ons moet die Here vertrou in lyding in hierdie wêreld, en ons moet weet dat deur volharding hy uiteindelik ons sal bring tot die ewigheid, tot meer van homself en minder van onsself. Meer van hom, minder van die wêreld. Dit moet ons soeke bly en ons soeke wees. En die Here wys vir ons hier in die eerste gedeelte hoe ons ook hom kan soek, hoe ons hom kan raak sien deur die skrif. Ek gee vir jou 'n oomblik om na te dink oor wat jy ook nou gehoor het, dit wat ons gelees het, en dalk onder mekaar, dalk is daar vrae wat nie in hierdie gedeelte beantwoord is nie. Dalk onder mekaar sommer net 'n paar vrae te vra. Jy is welkom in die kommentaar ook vrae te los en dalk kan ek op 'n stadium op 'n manier ook dit antwoord. Maar gesels onder mekaar en deel met mekaar wat ook in hierdie gedeelte vir jou besonder is en uitstaan. Matteus 11 van vers 20 tot 24. Toe het Jesus begin om die stede waarin die meeste van sy kragtige dade plaasgevind het, te verwyd, omdat hulle nie bekeer het nie. Wee jou Chorazin, wee jou Betsaida, want as die kragtige dade wat in julle plaasgevind het in Tyrus en Sidon gebeur het, sou hulle lankal in sak en as gesit en hulle bekeer het. Maar ek sê vir julle, vir Tyrus en Sidon sal dit op die oordeelsdag draagliker wees as vir julle. En jy, Kapernaum, sal jy tot die hemel toe verhoog word? Nee, jy sal na Hades afdaal. Want as in Sodom die kragtige dade plaasgevind het wat in jou plaasgevind het, sou dit bly staan het tot vandag toe. Maar ek sê vir julle, dit sal vir die gebied van Sodom op die oordeelsdag draagliker wees as vir jou.
Die genade wat ons ontvang het, moet ons nooit ligtelik opneem nie. Dit is groot genade dat ek en jy kan glo. En hierdie volgende gedeelte in Matteus wys vir ons dit uit. Wys juis vir ons dat selfs die stede wat die grootste wonders van Jesus gesien het, die grootste bevestiging gesien het van wie hy uiteindelik is. Selfs daardie stede het hulle self nie bekeer nie. Tyrus, Sidon en Sodom, die stede wat Jesus nou verwys, weer na die noorde toe. Die Here sê dat selfs hulle, as daai wonders in hulle sou plaasvind in hierdie amper heidense stede, as die wonders in hierdie heidense stede sou plaasvind, sou hulle tot bekering gekom het. En dit wys uiteindelik die hardheid van die mens uit, dit wys uiteindelik die mense manier om teen die Here te rebelleer baie keer uit. Dit wys uit hoe ons harte baie keer nie oop is vir God, wat in ons harte wil kom werk, en nie oop is vir sy gees om in te kom. Die Here wil ons aanmoedig deur hierdie gedeelte, om hom toe te laat. Die Here wil van ons kom verseker, dat wanneer ons hom toelaat, dan is ons nie soos hierdie heidense nasies wat ons geoordeel word nie. Dan word ons geoordeel in Christus, met die genade, met die bevryding wat ons reeds in hom ontvang het. Maar vir hierdie wat selfs die groot wonders van God gesien het en ons het nie tot bekering gekom het nie, vir hulle gaan die oordeelsdag die ergste wees. Hulle het selfs die wonder van God aanskou, fisies gesien en ons steeds nie tot bekering gekom nie, tot geloof in hom gekom nie. Ek gee jou 'n oomblik om daarna te dink, om na te dink aan die kere in jou lewe wat jy dalk die wonder van God beleef het en gesien het en dalk dit maar net afgemaak het as net nog iets wat gebeur het. Gee jou geleentheid om te dink aan dalk ander mense wat jy weet die wonder van Jesus in hulle lewens beleef het, maar hom glad nie erken daarvoor. Geef jou tyd om self te dink oor waar die Here 'n wonderwerk in jou lewe gedoen. Al is dit op 'n klein skaal, dit hoef nie 'n groot wonderwerk noodwendig te wees nie. Al is dit 'n klein wonderwerk wat die Here in jou lewe gedoen het. En dit ook met mekaar te deel, so jy so voel. Gee jou oomblik daarvoor. Matteus 11 van vers 25 tot aan die einde vers 30. In daardie tyd het Jesus gesê: Ek loof U, Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg en dit aan kindertjies bekend gemaak het. Ja, Vader, want so het U dit goed gevind. Alles is deur my Vader aan my toevertrou. En niemand ken die Seun nie behalwe die Vader. En niemand ken die Vader nie behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun hom bekend wil maak. Kom na my toe, almal wat vermoeid en swaar belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek sagmoedig en nederig van hart is. En julle sal rus vind vir julle gemoed. Want my juk is draaglik en my las is lig. Jesus, dankie Vader dat hy die boodskap van die evangelie, die boodskap van die koninkryk aan kindertjies geopenbaar het. Aan eenvoudiges geopenbaar het, eenvoudig genoeg gemaak het dat almal dit kan verstaan. Dat dit oop is vir elkeen om aan te neem, dat dit oop is vir elkeen om uit te gaan leef, om verder te verkondig. En dan sê die Here dat dis by hom wat ons ware rus, ware vrede vind. My juk is sag, my las is lig. Jesus sê hierdeur vir ons dat maak nie saak wat in hierdie lewe ons mag tref nie. Hy is die een wat uiteindelik vir ons die krag gee om te kan dra, om te kan volhard. Hy is die een wat in lyding met ons is, hy is die een wat in die bevryding met ons is. Hy is die ware bevryder ook van elkeen van ons. En ons kan slegs ware rus, ware vrede beleef as ons 'n persoonlike verhouding met hom het. Dit is waar ons rus en vrede vind. Ons vind nie rus en vrede in die stilte van die lewe nie, ons vind nie rus en vrede wanneer daar nie oorlog is nie, dit gaan altyd daar wees, maar ons vind ware rus en vrede in ons persoonlike verhouding met die Here en Jesus Christus. En dit is waaraan die Here ons in hierdie laaste gedeelte wil kom herinner, dat hy uiteindelik vir ons rus gee. As ons by hom kom stil word, dan beleef ons net iets van 'n rus en 'n vrede wat van bo af kom. En daarom wil ek nou vir jou ook die geleentheid gee om net tot rus te kom, met 'n oomblik by die Here te kom sit, om dalk vir mekaar te bid vir 'n oomblik, om te bid vir daardie dinge wat jou pla, daardie dinge waarin jy swaar dra, en te weet dat die Here saam met jou daarin dra, en dat die Here uiteindelik vir jou die krag ook gee om daardeur te kom. Bid vir mekaar, bemoedig mekaar,
en help mekaar op. Nadat julle saam gebid het, die video gepause het, ook vir 'n oomblik dalk sommer net bespreek het, saam gepraat het oor dit wat ons vandag gehoor het, gaan ek vir ons afsluit met 'n gebed. Mag elkeen 'n geseënde week ook verder hê. Here ons Here, wat 'n wonderlike voorreg om met die woord so besig te kan wees, Here, en te kan weet elke woord wat ons vir mekaar sê, elke woord wat in die woord opgeskryf staan, Here, is ook deur U geïnspireer, Here. Dankie dat U in ons leef, deur ons praat, Here, en dankie dat ons die skrif kan lees en kan verstaan. Soos dit in die laaste gedeelte ook vir Matteus sê, dankie dat U dit aan die eenvoudiges bekend gemaak het, Here. Ons dankie dat ons kan weet, wanneer ons in U glo, is ons reeds verlos, Here, dan het ons die ewigheid as beloning. Here, dankie dat U ons kom leer hoe 'n lewe lyk, waarin ons nou reeds iets van die hemelse bekend maak. Iets van die hemelse beleef in ons eie lewens, Here. En dankie dat ons weet, ware vrede, ware rus, Here, word nie gevind in enigiets anders of op enige ander plek as by U nie. U wat met ons is, 'n persoonlike verhouding met U. Help dat ons dit sal nastreef in alles wat ons doen in ons lewens. Help dat ons U sal soek en altyd sal vra, maar wat sal die Here van my verwag? Wat is dit wat U wil hê ons ook moet doen? Dankie Here vir die woord wat ons daarin lei, en dankie vir die geleentheid om ook so by mekaar te kan wees. Here, ons bid dit, ons vra dit in die grootste naam wat daar is, en dankie dat U saam met ons is as God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen.